Goeiedag geliefdes, kom ons luister na Numeri 27 verse 12 tot 22. Ons lees weer uit die 1983 vertaling. Die Here het vir Moses gesê, klim teen Abarimberg uit en bekyk die land wat ek aan die Israeliete gee. Nadat jy dit bekyk het, sal jy sterwe net soos jou broer Aaron. Want toe die volk by Meriba in die Sinwoestyn teen my in opstand gekom het julle teen my bevel verset en my, die Heilige, nie voor die volk gehoorsaam nie. Dit het gebeur by die Meriba waters, by Kades in die Sinwoestyn. Moses sê toe vir die Here, dan moet u, Here, God wat aan alle mense die lewe gee, iemand oor hierdie volk aanstel, wat vir hulle 'n leier en aanvoerder kan wees, sodat die volk van die Here nie so skape sonder wagter sal wees nie. Toe sê die Here vir Moses, neem vir Josua seun van Nun, 'n man op wie my gees is, en lê hom die hande op. Laat hom voor die priester Eleazar en voor die hele volk staan en sê vir hom in hulle teenwoordigheid wat sy taak is. Dra van jou gesag aan hom oor, sodat die hele volk Israel hom kan gehoorsaam. Maar hy moet altyd die priester Eleazar raadpleeg, dat die vir hom met die Urim die beslissing van die Here vra. Alleen op Eleazar se bevel sal Josua en die hele volk Israel vir oorlog optrek en van die oorlog af terugkom. Moses het gedoen wat die Here hom beveel het. Hy het Josua voor die priester en die hele volk laat staan, hom die hande opgelê en vir hom gesê wat sy taak is, soos die Here deur Moses beveel het. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. By die Meriba waters by Kades in die Sinwoestyn het die volk teen Moses en Aaron in opstand gekom omdat hulle nie water gehad het nie. Die Here het vir Moses en sy broer gesê om met die rots te praat en dan sal daar water uitkom. Maar Moses was ongehoorsaam. In plaas daarvan om met die rots te praat en aan die Here die eer vir die wonder te gee, het hy kwaad geword en gesê, moet ons vir julle water uit hierdie rots laat kom? Daarom het die Here hulle gestraf. Die Here het gesê, omdat julle my nie erken het en my, die Heilige, nie voor die Israeliete gehoorsaam was nie, sal julle hierdie volk nie inlei in die land wat ek aan hulle gee nie. Intussen is Aaron reeds oorlede en nou beveel die Here vir Moses, klim teen Abarimberg uit en bekyk die land wat ek aan die Israeliete gee. Nadat jy dit bekyk het, sal jy sterwe. Dit is genoeg om enige iemand te ontstel. Dalk dink jy dat dit onregverdig is. Na alles wat Moses deurgemaak het, na alles wat hy gedoen het, en na al sy gehoorsaamheid, mag hy nie in die beloofde land ingaan nie. Hy mag net gaan kyk na dit wat hy gaan misloop. Tog reageer Moses nie met hartseer of ontsteltenis nie. Moses weet dat hy die straf verdien en nog meer, hy weet dat God se optrede nie wreed is nie, maar genadig. Hoekom? Moses het teen die Here in opstand gekom. Hy het teen sy bevel ingegaan en hy het probeer om die eer wat God toekom vir homself te neem. Moses het dit verdien om te sterf. Die Here kon hom net daar op die plek doodgemaak het. God het dit ook gedoen met ander mense soos Nadab en Abihu, waarvan ons in Numeri 3 lees, en Herodes in Handelinge 12. Maar die Here was Moses genadig. Sy straf was eintlik lig in vergelyking met sy oortreding. Hy kon nie in Kanaan intrek nie, hy kon nie daar gaan aftree en 'n paar rustige jare geniet nie. Hy het op die grens van die nuwe land gesterf. Maar hy kon die land sien. Hy kon sien dat die Here sy beloftes nakom. En hy kon in vrede sterf. Meer nog, hy kon sterf met die vooruitsig dat hy die ewige Kanaan ingaan. As 'n mens so daarna kyk, lyk dit eerder na 'n beloning as 'n straf. Dit is die evangelie. Ons verdien die ewige dood, maar deur God se genade en Jesus se redding ontvang ons die ewige lewe. Moses wys ook op 'n ander manier vir ons die Here se liefde. Sy reaksie op God se aankondiging is gebed. Hy bid dadelik vir die volk. Hy bid,
Dan moet u, Here, God wat aan alle mense lewe gee, iemand oor hierdie volk aanstel, wat vir hulle 'n leier en aanvoerder kan wees, sodat die volk van die Here nie so skape sonder wagter sal wees nie. Tot op die laaste tree Moses in vir die volk. Hy is besorg oor hulle en hulle toekoms. Jare later kyk Jesus na die volk, en toe hy die menigtes sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos, so skape wat nie 'n wagter het nie. Daarvoor kom Jesus self met die oplossing. Hy sê in Johannes 10, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Dit is die boodskap waarmee gelowiges die toekoms kan ingaan. Dit is die boodskap waarmee ons na die beloofde land kan uitsien. Jesus Christus het ons gered van ons sonde, hy het die straf gedra wat ons moes dra. En hy sal ons lei soos 'n herder sy skape lei. Hy sal ons versorg en beskerm tot in ewigheid. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan weet dat u die goeie herder is en dat u lewe afgelê het om ons te verlos. En sodat ons kan uitsien na die ewige Kanaan. Dankie vir daardie hoop wat ons het en lei ons met u gees sodat ons altyd gereed sal wees om 'n antwoord te gee oor hierdie hoop wat in ons leef. Ons bid vir almal wat moedeloos is. Ons bid dat u vir hulle sal troos en hoop en perspektief sal gee. Ons bid ook vir medegelowiges wat onder werksdruk verkeer en moeilike besluite moet neem en baie take het om af te handel. Wil u ook hulle daarin naby wees en vir hulle hoop gee. Ons doen voorbidding vir ons munisipaliteite wat belangrike dienste lewer. Ons vra dat u ook hulle werk sal seën, sodat ons 'n menswaardige bestaan kan voer om ook ons daaglikse werk te kan doen. Ons bid hierdie ding in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.